Ek wil vir die Here dankie sê vir dit wat hy vir ons gestoor het. Ek wil vir die Here dankie sê vir die kans wat ons het om in sy huis te kan wees. Ek wil vanoggend nie preek nie, maar ek wil met u praat oor iets wat die afgelope tyd in my gedagtegang ronddwaal, wat ek myself baie maal die vraag afvra: is ek regtig wie ek sê ek is? Doen ek regtig dit wat die persoon doen wat ek sê ek is? Het is maklik om te sê ek is 'n Christen. Het is maklik om te sê ek is 'n kind van God. Het is maklik om te sê ek dien die Here. Wil ek vanoggend vir u vra, om wat se rede sien jy jouself as 'n Christen? Om wat se rede sien jy jouself as 'n kind van die Here? Die afgelope tyd vra ek myself die vraag af: as God na my kyk, sien hy wie ek dink hy sien? Ons is maklik om onsself aan te stel, om onsself op 'n platformpie te sit en te dink ek is untouchable. Ek praat in die week met my pa en ek sê vir hom, wanneer is te ver te ver? Ons lewe die lewe en ons gaan aan met wat ons dink en wat ons sien. Ons kyk na mense en ons oordeel hulle volgens dit wat ons sien. As ek sien jy doen sonde, ek gaan my kinders in die huis vat. As ek sien hulle doen iets wat verkeerd is in my oë, dan vermaan ek hulle daarop. Ek tigtig hulle soms en ek raas met hulle, party van hulle kan jy mee raas en dan loop die trane. Ander moet jy bietjie straf. Ander moet jy met bietjie hard druk. Soms moet jy die beld uithaal. Nou vandag se mense sê mos jy mag nie jou kinders tigtig nie. My Bybel sê tigtig diegene wie jy liefhet. Dit beteken nie verwoes hom nie, of waar nie, jy tigtig hom. Dan sien ek, hulle doen iets verkeerd. Sê ek, maar jy mag nie dit doen nie. Dis verkeerd. Ok? Soos die lewe aanloop, kom hulle agter, as hulle dit doen wat Daddy gesê het is verkeerd, dan, o ja, my pa het gesê ek mag nie dit doen nie, dis verkeerd. Ok? Na die tyd aanloop, dan sien ek hulle doen nie meer dit, wat ek hulle gesê het is verkeerd nie. Want ek hamer die mens altyd op dit wat verkeerd is. Ek wil eers vir die woord van die Here lees, voordat ek verder aangaan. Hy sê in Hebreërs 3, vers 7 sê hy, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in verbitterheid, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Jy kry verskillende mense, ek wil net 'n rukkie hier stil staan, in die lewe. Almal het eens op 'n tyd in hulle lewe besluit, ek praat van die kerkganger mense, hulle wil die Here dien. Om watter verskillende redes ook al. Die een persoon kan verlore gewees het, vasgevang in die gemors van hierdie wêreld. En hy sit in die kerk en hy hoor die woord van die Here uitgaan. En dit gee vir hom iets om aan vas te hou. Ok? Nou besluit hy gaan die Here dien. Die ander persoon het in sy hele lewe lank in die kerk groot geword. Hy het alles gesien wat daar gebeur.
En op 'n stadium in sy lewe besluit hy gaan die Here dien. Of hy gaan nie. Hulle sê mos, daar's niks soos erg soos iemand wat verdraaid in sy eie hart is, hy sal in die kerk sit, maar hy's verdraaid. Dan kry jy 'n ander persoon, wat nooit in moeilikheid was, nooit moeilike omstandighede gehad het nie, maar wat soekend was, na die vrede van die Here. En hulle sit in die kerk en op 'n stadium hoor hulle die woord van die Here, of op 'n stadium, nie eens in die kerk nie, sal iemand in die buitewêreld iets noem voor hulle, en dit maak hulle nuuskierig en hulle begin ondersoek en hulle kom by die Here. OK. Nou het ek veel verskillende mense gegee. Die een persoon soek na wonders en tekens. Die een persoon wil sien dat die Here vir my werk. Ek het al baie maal gehoor die mense sê, ek weet nie hoekom dien ek die Here nie. Want ek vra, maar ek kry nie. Ek bid, maar daar's nie antwoord nie, so dit help nie om die Here te dien nie. Ek hoor 'n getuienis van 'n persoon, sê ek het jare terug by die Here uitgekom. Ek het vir jare, het ek gesien hoe die Here krepeles laat loop, siekes gesond maak, ek het wonders en tekens gesien, maar my hart was verhard gewees, ek het die Here gedien op my eie manier. Vir jare het ek dit gesien en nooit besef. Ek gaan in die kerk sit, maar ek gaan nog steeds hel toe. Vir jare het ek die Here gedien oor dit wat hy vir my kon doen. As ek bid, voorsien hy. Nou, ek het in die kerk groot geword en baie dinge gesien. Wat vir my aanvallend was, wat vir my opmerkend was, baie goed wat vir my bemoedigend was. Maar ek wil vandag vir u vra, wat se rede dien jy die Here? Hoekom wil ek 'n kind van God wees? Is dit omdat ek bang is om hel toe te gaan? Is dit omdat my ma en my pa my nog dwing om dit te doen? Of het ek regtig besluit, ek wil 'n diensknegt vir Jesus Christus wees? 'n diensknegt doen, daar word nie vir hom gedoen nie. Hierso sê die Godheid, die Bybel sê, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Hebreërs 3 vers 9. Hulle het gesien wat God kan doen. Maar as ek die skrif reg verstaan, ons gaan nou verder lees, was hulle harte nie opreg met God nie. Hulle het die wette gehad. Hulle het Moses gehad, wat hulle leier was. Hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad het, om die beloofde land in te gaan. Maar nog steeds was hulle harte verdraaid gewees teenoor God. Hierdie persoon sê vir jare het ek die tekens gesien, ek het wonders gesien, ek het alles gesien wat die Here kan doen. Maar ongelukkig in 2025 het ek besef, ek hoor nie die stem van die Here. Ek gehoorsaam nie die stem van die Here nie. Ek doen nie dit wat die Here van my verwag nie. Ek wil vanoggend vir u vra, hoe lank laas het jy die stem van die Here gehoor? En die stem van die Here sê nie vir jou wat Monique verkeerd doen. Die stem
van die Here sê nie vir jou wat Chantalie verkeerd doen nie. Die stem van die Here sê nie vir jou wat broer Warren of suster Warren verkeerd doen nie. Nee, die stem van die Here is daar om jou te leer, om jou te lei in alle waarheid. Hoe lank laas het jy die stem van die Here Jesus Christus gehoor, wat vir jou gesê het, luister, dit is my opdrag om dit te doen. En as jy vandag hier staan en sê, ek het dit al lang terug gehoor, gaan sit 'n bietjie stil, en dink aan die laaste keer, wat jy die stem van die Here gehoor het. En onthou wat hy vir jou gesê het. En gaan doen dit. Wat hy vir jou gesê het om te doen. Hoor nie wat ek vanoggend vir u sê. Gaan sit en dink aan die laaste keer wat jy die stem van die Here gehoor het. En doen dit wat die Here vir jou gesê het. Want hy gaan nie vir jou 'n ander opdrag gee as jy nie sy eerste een gehoorsaam het. Hoe lank laas was ek gehoorsaam aan die stem van die Here? En die persoon sê vir haarself, vir homself, het tyd geword dat ek my voor God bekeer. Ek kan die Here dien omdat ek gesien het die wonders en tekens, ek het dit baie maal gesê. Kom ons gaan versprei gou die woord en sê by so en so kerk, het ek laas Sondag gesien, 'n blinde wat ek weet is blind, hy kan weer sien. Ek het laas Sondag gesien, hoe staan 'n krepele uit 'n rolstoel uit, en hy loop uit die kerk uit. Weet jy wat gaan volgende Sondag gebeur? Is daai kerk toegepak. Want die mens dien die Here. Luister mooi. Nie oor wat ek vir God moet doen nie. Ek is 'n diensknegt vir God. Nee. Oor wat die Here vir my kan doen. Hy moet my probleme oplos. Ag, hy moet my kar regmaak. Ag, die Here moet en hy moet en hy moet en hy moet. Wil ek vanoggend vir u vra, is jou hart nie verhard teenoor die Here nie? Sê, as jy my stem hoor, verhard nie in jou hart nie. Hy sê vers 10, daarom het ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met hulle harte, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my troon gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat julle nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Hoe maklik is dit om afvallig te word? Weet jy wat is ons as mens se grootste probleem? Ons is baie geneig om te sien wat doen ander verkeerd. As jy my nie reg hanteer nie, dan gaan sit ek op 'n hoopie, want ek is fyngevoelig. As die lewe nie gaan oor my nie, as die pastoor my nie kom besoek nie, as die pastoor vir my bid, maar hy lê nie sy hande op my hoof, ag, ek het nou gehoop dat hy nou sy hand op my kop gaan sit en die kwale gaan verwyder nie, dan trek jy op en jy gaan sit by die huis, want dit gaan mos oor jou. Ek sê in hierdie week vir een van my vriende wat my bel, jy het 2 keuses in die lewe. Jy het dalk 4. As jy die woord van die Here hoor,
En jy trek op. Trek die skoen aan as jy pas. Of die ander ding. Alles gaan nie oor jou. Dit is maklik om te sê, daar die pastoor, hamer my net heeltyd. Dit gaan dalk nie eens oor jou nie, dit gaan dalk oor daardie pastoor self, wat oorwinning moet kry. Want die woord van die Here sê, hierdie woord is 'n skerp, tweesnydende swaard, hy sny weerskante toe. Nou hoor jy die woord van die Here, ja, hy gee net altyd pak, en hy raas net altyd en die en daai. Trek die skoen aan as hy jou pas, en bekeer jou voor God. Of onthou, alles gaan nie altyd oor jou. Ons is mos geneig, het gaan net oor my. Nou het jy ander twee keuses, en dit is die belangrikste twee keuses. As jy die woord van die Here hoor, verhard nie jou hart nie, en bekeer jou voor God in gees en in waarheid, en doen dit wat God van jou verwag. Dis jou een keuse. Die ander keuse is, gaan hoer en rumoer, en doen al die ongeregtigheid wat jy wil doen, want jy gaan in elk geval die koninkryk van God misloop. Hy sê hierso, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat iemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net begin van ons vertroue tot die einde toe onwrigbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie, soos in verbittering nie. Wie was daar wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? Luister mooi, almal! Op wie was hy 40 jaar lang vertoorn? Was dit nie die wat gesondig het nie? Wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle sy rus nie sou ingaan nie, behalwe aan die gehoorsaamheid, aan gehoorsaam is. En ons sien dat hulle deur die ongeloof nie kon ingaan nie. Ek dank die Here dat ek weet, hy is regverdig. Vandag wil ek vir u vra, wat baat dit my om my kinders te leer wat sonde is, maar ek leer hulle nie om hulle hart vir die Here Jesus Christus te gee nie. Dan praat ek nie van om vir hulle te predik elke dag nie. My lewenswandel moet daarvan getuig dat ek 'n kind van God is. Wat baat dit my dat ek my kinders van die oudste tot die jongste sê, dit wat jy doen is verkeerd. Maar ek leer hulle nie om hulle harte vir die Here Jesus Christus te gee. Want die skrif sê, gee my jou hart. Sê, bewaak jou hart meer dan alles, want daarin lê die oorsprong van die lewe. Ons is so geneig om vir almal te hamer op wat hulle verkeerd doen.
gou 'n vraag vra. En jy moet jouself uitklaar, ek sal nie my redenasie gee. Wat maak jou kwaad vir iemand anders? Wat maak dat jy hier binnekant optrek teenoor iemand anders? Antwoord jouself. Ek wil vir jou sê, my gedagte sê vir my, as ek sien hy doen iets verkeerd, as hy my te nakom, dan wil ek mos kwaad word, wil optrek, ek wil fyngevoelig wees. Weet jy hoekom? Want my oog is verkeerd ingestel en ek doen nie dit wat die Here Jesus Christus van my verwag nie, want die woord van die Here leer my, leef met almal in vrede saam. Ek wil vir die skrif lees in Jakobus, voordat ek dit gaan lees. Wil ek gou vir u 'n vraag vra, vir die wat luister na die woord van die Here, maar wat nog nooit besluit het, om die Here in opregtheid te dien, soos die skrif sê, nie soos Hendrie se opinie sê, soos die skrif sê. Ja, ek het my bekeer, ek het my laat doop, en dis waar dit lê. Daar is geen geestelike groei in my nie. Wil ek vanoggend vir u sê, wanneer gaan jy besluit om die Here te dien? Dan sal jy vir my sê, maar ek is nog jong. Ek het my lewe nog voor my. Ek wil dit maar nog eers 'n bietjie geniet. Ek wil nie nou bekommerd wees oor wat ek mag en nie mag nie. Oor wat ek moet en nie moet nie. Nee, dit gaan vir my te veel wees vir die brein om te verstaan. Ja, ek is bietjie sarkasties op. Want jou brein verstaan wat's reg en verkeerd. Jy het nog nie benoud genoeg geword om te besluit om die Here te dien nie. Ek praat vandag uit ondervinding uit. Jare terug het 'n pastoor vir my gevra, wanneer gaan jy besluit om die Here te dien? Ek het dit al 'n paar keer genoem en ek gaan weer. Sê ek nie, ek dink daaraan nie. Ek beplan om dit te doen. Môre. Miskien volgende week, pastoor. Ag, miskien as ek 17 of 19 is, ja. Miskien as ek 40 geword het. Ag Here, dalk kry ek 'n 11de uur, net so voor ek my asem uitblaas, sal ek my hart vir die Here gee. Weet jy hoe vandag gebeur het? Net so. Miskien môre. Het jy geweet môre kom dalk nooit nie? Ek hoor hoe die ou mense praat, hulle sê môre is 'n Visie. 'n lisie. Want hy kom en hy arriveer nooit. Hoe besluit ek om die Here te dien? In gees en in waarheid. En die waarheid beteken ek doen wat ek besluit het om te doen. Nou, want dalk is môre nie daar. Hy sê in die woord van die Here, kom julle, wat sê vandag of môre? Dis Jakobus 4 vers 13. Sal ons na die stad gaan en daar 1 jaar lang deurbling en handel dryf en wins maak? Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n druppel in 'n emmer vir 'n kort tydjie. Verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit en dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roemery is verkeerd.
kan weet om goed te doen en dit nie te doen nie. Vir hom is dit sonde. Eina. Laas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe. Of vanoggend vir u sê, wat is die wil van die Here? Die wil van die Here is dat elke mens tot die kennis van die waarheid kom. Die wil van God is dat daar geen siel verlore moet gaan nie. Die wil van die Here is dat hy jou wil gebruik as mens om 'n verskil te maak in 'n verlore gaande wêreld. Maar weet jy wat kry die duiwel dit reg? Nee, ek sal môre my hart vir die Here gee en môre is dalk vir my te laat. Sê die skrif as ek sê ek sal môre. Dit beteken jy weet jy's verkeerd in die eerste plek. Ek sal môre my bekeer. Ag, ek sal op 'n volgende geleentheid. As die preek reg lê, my hart vir die Here gee. Ek sal op 'n volgende geleentheid, wanneer daar 'n uitnodiging is, my hart gaan uitbely voor die Here, want geen sonde en ongeregtigheid sal voor die koninkryk van God staan nie. Of sal hy aangaan, ekskuus. Wat het geword van ek raak so benoud hier in my binneste, dat ek uitroep en sê, Here, help my, ek het U nodig. Ek het nodig dat U my losmaak. Dat ek my foon optel en 'n oproep maak na iemand toe wat geestelike krag het, wat die bande van die duiwel kan breek. Sê ek het nodig om my hart uit te bely voor die Here nie. Nee. Ek het van die begin van die preek vir u gesê, ons elkeen sit ons self op 'n torentjie. Ek is goed genoeg. Ek is tevrede met dit wat ek bereik het in die lewe. Ag, ek lewe nog elke dag, ek haal asem en dit gaan goed met my. Wat? As te laat is. Wat as te ver is? Wat as daar nie 'n omkeerkans is vir my en ek vir ewig verdwyn in die werke van die vyand nie? Die sogenaamde kindertjies van die Here. Luister mooi wat ek vanoggend vir julle sê. Ek en u is geneig om onsself op 'n platformpie te sit. Ag, ek is nie so sleg nie. Terwyl die skrif sê ons is sondaars. Gered uit genade, dis wat die skrif sê. Maar weet jy wat sê die skrif ook? Is hy wat begin nie, maar is hy wat volhard tot aan die einde toe, wat gered sal word. Ek het goed begin, maar deur die jare het ek afgegee. Ek het die wedloop sterk begin en ek het begin hardloop en ek was 'n voorloper gewees. Maar na mate die wedloop aangaan, het ek begin moeg raak en ek het afgesak, want ek het toegelaat dat die sonde en die ongeregtigheid my oog van die prys afhaal. Vandag sê jy die gees van die Here sy stem hoor. Verhard nie jou hart nie. Die duiwel kry dit reg om my en nie te laat dink ons is beter as 'n sondaar. Ek wil vanoggend vir u sê, jy's niks beter as 'n sondaar. Niks. Want die skrif sê jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val. Jy wat dink jy's vol geregtigheid, die vyand lê vir jou en loer en hy soek 'n kans en 'n geleentheid om jou te laat struikel en val. En as jy nie waaksaam is nie, trap jy in hy struik. Ons kan so maklik na ander mense kyk en sê jy doen dit en dit verkeerd. Ons
kan so maklik na ander mense kyk. En dink, daai is 'n sondaar. Wat praat hy nog? Ek het dan gesien wat hy doen in die week. Of vanoggend vir die vrou is vreeslik snaaks. Ons sien alles wat mense verkeerd doen. En dit maak dat ek 'n opinie vorm om daai persoon. Dis maklik. Ek ken my hele huisgesin, ek ken my ouers, ek ken my boeties en susters, ek weet wat wie hulle is. Hulle ken my ook. Hulle weet wie ek is. Wanneer lewe ek die lewe? Dat hulle kan sien, Henry Warren is nie meer Henry Warren nie. Maar die gees van die Godheid is besig om 'n verandering hier in sy binneste te doen. Hy's nie meer 'n harde mens nie, maar hy's 'n liefdevolle mens. Hy straal uit die liefde van Christus. Hy's nie meer 'n hart van klip nie, maar daar's 'n vlees, 'n hart vir hom gegee wat kan lewe en lewe veroorsaak in Christus. Weet jy wat, dit het tyd geword dat ek my oog van die mens daar buitekant afhou en ek my oog in my eie lewe sitte en my eie lewe in orde kry voor God, sodat hy my kan verander, sodat hy my 'n nuwe mens in hom kan maak. Hulle vra vir Jesus, ek dink is Nikodemus, wat moet ek doen om die koninkryk van God in te gaan? Hy sê, you must be born again. Jy moet wedergebore word. Die ou mens moet doodgaan. Hoe lank nog sien ek kans? Ons hoor preke gaan uit. Jy moet heilig wees. God is heilig. En hier sit jy in die bankie voel, Here, ek kan nie. Ek kan nie, Here, ek probeer, maar ek kan nie. Ek bied weerstand, maar is te hard. Jy sit in die bank en jy hoor jy moet jou sonde en ongeregtigheid los. Here, maar ek is vasgevang in die bande van die duiwel en hy wil my nie los nie. Wanneer ek die goeie wil doen, dan is die kwade hier by my om my onder te kry. Here, ek kan nie. Maar die mense is besig om vir ons te predik. Jy moet heilig lewe. Maar wanneer ek na die mens kyk, dan sien ek nie heiligheid nie. Wanneer ek na die prediker kyk, dan sien ek maar hy doen nie wat hy predik nie. Ek wil vanoggend vir die vraag, hoe lank nog sien ek kans om met die genade van God te speel? Weet jy wanneer gaan die lewe verander? Ek is baie lief vir die ou predikers. As ek na 'n preek luister, dan is dit nie 70, 80er jare se predikers. Want hulle het nog sonde geroep. Hulle het nog vir jou gesê, gaan hel toe. En jy het geweet, jy gaan hel toe. Weet jy maar, wat maak vandag se predikers? Ag, die Here het jou lief. En omdat hy jou lief het, sal hy jou vergewe. Ag, jy het nie nodig om so streng en te loop nie. Jy het nie nodig om so mooi met die Here te wandel, dat die wêreld Christus in jou kan sien nie. Nee, want hy kyk nie na wat jy doen nie. Hy kyk nie na hoe jy optree nie. Hy kyk nie na hoe jy aantrek nie. Nee, hy kyk nie na jou gedagtegang nie. Nee, hy kyk na jou hart. Dan kan ons mos sê, ag, die Here ken my hart. Ongelukkig sê die skrif, hy sê harte kenner en nie beproewer. Hy kyk of jou liggaam funksioneer volgens die skrif. Ek wil vanoggend vir die vraag, hoe lank nog wil jy 'n ander een se lewe regkry? Hoe lank nog wil jy vir iemand anders hamer op wat hulle verkeerd doen? En wanneer gaan jy besluit om jou eie hart in orde te kry?
En my vrou sê die week besig en ons praat oor testamente. Weet jy wat is so erg? Ek kan nie my pa se testament vir hom regmaak nie. Hy moet sy eie testament regmaak. Hy moet sy eie testament teken. Dis vreeslik snaaks. Ons probeer almal in die hemel kry, maar ons self gaan help nie. Wat sê my testament in die Here? As my testament nie geteken is nie, is hy vervals, ongeldig. Hoekom wil ek 'n ander ou sê? En ek wil nie 'n ander ou sê wat hy met sy goed moet doen nie, maar ek wil hom sê wat hy met sy lewe te doen. Verstaan my reg? As ek iets vir my kind gegee het, wie se is dit dan? Is dit nie my kind se nie? Want ek het dit gegee. Dan het ek nie meer 'n sê daaroor nie. Ek kan daarmee doen net wat hy wil, of sy. Want dit is syne. Jou lewe is joune. God het dit vir jou gegee. As jy voor jy in jou moeder skoot was, het ek geweet. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande julle koester. Gedagtes dat julle suksesvol moet wees en al hierdie mooi goed wat die mense mos vandag aanhaal. Die skrif in die Bybel wat sê dit wat vir die godheid wys is dwaas vir die mense. Begin vir my al hoe meer en meer sin maak. En dit wat vir die mens dwaas is, of vir die mens dwaas is wys by God. En dit wat vir die mens wys is dwaas by God. Hoe kan jy suksesvol wees? Groot huis, groot bankrekening, baie karre, die mooiste. Ek is suksesvol. Ja, in die lewe. In die lewe het jy alles wat jy nodig het om te survive. Maar jy kom kort om die ewigheid in te gaan. Hoe vanoggend vir jou vra? Hoe staan jou saak met die Here? Is jy reg om die ewigheid in te gaan en te weet ek gaan hemel toe? Is jy reg om te weet hy sal vir jou sê oor min was jy getrou en oor veel gaan ek jou aanstel? Of is jy besig om seker te maak dat jou kinders hemel toe gaan en jy gaan self help nie? Een ding is verseker, alles gaan oor jou nie. Ek het dit met 'n rede gesê. Maar jou ewigheid, waar jy dit gaan uitleef, gaan oor jou. Ek kan jou lewe nie regmaak nie. Jy kan my lewe nie regmaak nie. En geen mens in homself is sterk genoeg om vir die sonde en ongeregtigheid nee te sê. Maar ek weet van iemand wat die sonde oorwin. Ek weet van iemand wat die prys betaal het, sodat ek in die ewige lewe kan hê. En as ek geklee is in Jesus Christus, die Seun van God, en sy bloed het my wit gewas, witter dan sneeu, wil ek vanoggend vir u sê, dan het ek die mag en die krag, want die skrif sê, hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Ek het so tyd terug vir u gevra,
lieg die skrif? Sê vir my nee. Nou wil ek iets uiter in alle nederigheid. As ek nog sonde doen in my lewe wat ek weet is verkeerd, is hy wat sterker is in die deel van my lewe. Want ek sê, ek kan nie sê nee nie. Die skrif sê, hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Hoe lank nog wil ek uitstel? Hoe lank nog wil ek sê volgende keer? Jy weet, as iemand besluit wat is moeilik om te doen? Kom ons vat bietjie vas. Ek gaan maandag gaan vas. Maandag gaan ek vas. Vir 'n week lank. Net 'n voorbeeld. Jy kom maandag en jy kry dit reg tot so 1 uur se kant en jy gaan van toe. Oeps. Maandag gaan ek vas. Volgende maand. 'n week lank. Ons kan maklik sê nee, volgende keer. Volgende keer. Ek hoor hulle sê hoeveel mense 1 Desember of 1 Januarie gesê nuwejaarsvoorwense. Dit het net gehou van die 1 Januarie tot die 1 Januarie se aand, dit is dit klaar verby. Maar daar's geen werkende krag daarin. Terwyl die skrif sê besluit jy iets, dan kom dit tot stand as dit in die wil van God is. Hou op om te praat en begin bietjie doen dit wat God van jou verwag. Ek wil afsluit met die woord van die Here in Jakobus 1 vers 19. Baie gewilde skrif, baie bekende skrif by baie mense. Sodat my geliefdes broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Vers 19, 1 vers 19. Stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man wek nie geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dan is hy soos 'n man wat met sy natuurlike gesig in die spieël sien. En wat hy sien, homself. En hy gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet en die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werke, gelukkig wees met wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Rein en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om julle wees en julle weduwees in verdrukking te besoek en julle vlekloos te bewaar van die wêreld. Ek het vir u gevra, wat veroorsaak dat ek toornig word? Is omdat ek altyd die verkeerd raak sien wat die ander doen. Wat veroorsaak dat ek God se geregtigheid nie kan uitlewer nie? Ek is te vinnig om te praat. Ek is te vinnig om te sê. Maar om te doen is ver van my hart af.
Wil vanoggend afsluit met hierdie woord en vir die vraag. Hoe lank nog wil jy uitstel om die Here te dien in gees en waarheid? My ouma het altyd gesê van uitstel kom afstel. Hoe lank nog wil jy 'n ander persoon se lewe regkry? Maar jouself lewe nie die lewe waarna daai persoon kan opkyk en sê, kom ons draai vandag ons oog na ons binneste toe, na myself toe. En ek maak seker dat as ek voor die Here staan en God na my kyk, het hy al vir die Here gevra, as hy na my kyk, wat sien hy? Hoe sien hy my Here, hoe? Nee, ek wil vir die Here sê wat hy moet doen en hoe hy alles in orde vir my moet kry. Maar ek wil nie hoor wat hy vir my te sê het nie. Want nee, dis te swaar. Kan nie daarby kom nie. Die duiwel gaan vir jou getuig, jy kan nie daarby kom nie. Staan gister iemand by my, 'n goeie vriend van my. Hy sê, die duiwel het my weer onder gekry. Ek sê nie, jy het hom krag gegee om jou onder te kry. Ja, dis die waarheid. Lucifer het net soveel krag soos wat hy hom gee in jou lewe, want Jesus Christus het hom uit oorlê, hy het hom uitgeklee, hy het hom oorwin. Maar ek en u, die keuse lê vandag in ons hande. En dan vra baie maal, hoekom met die Here nie? Omdat God almagtig is en hy alles kan doen. Hoekom het hy nie Lucifer sommer doodgemaak in die begin nie? Sommer klaar in die put van vuur gewerp dat hy verderf is nie. Weet jy hoekom nie? God wil hê ek en jy moet 'n keuse hê. He want to be wanted. God wil weet ek en jy wil hom deel hê van ons lewe. Hy wil weet ek en jy wil hom as 'n God hê. Toe hy God was oor Israel, toe sê hulle vir hom, stel vir ons 'n koning aan oor ons. Ek wonder hoe moes God gevoel het, toe besluit nie, ek luister eerder vir 'n mens, as vir God. Stel vir ons 'n koning aan oor ons, wat oor ons kan regeer, want hy kan hoor wat u wil sê en vir ons sê. Skrif sê, julle het die Heilige Gees. Jy het niemand nodig om jou te leer. Maar wat God van jou verwag, is om hom aan te stel as die God van my lewe. Om hom te gehoorsaam en te doen dit wat hy van ons verwag. Tot sover uit sy woord toe. Om vanoggend vir bemoedig, kry jou eie lewe in orde. My vrou sê in die week vir my, ek moet 'n testament begin kry, want ek het nie so iets nie. Waar gaan ons met die huis? Wat gaan jy met kar maak? Wat gaan jy, vir wie, wat, hoe, waar, hoekom? Of vanoggend vir die vraag, wat as jy jou asem uitblaas? Kry jou testament in orde. Dat jy weet, jy gaan God sien. En hy gaan vir jou die woorde sê, oor min was jy getrou, en oor veel sal jy jou aanstel. Die woord gaan daar wees. En dit gaan bepaal, of ek in die hemel gaan maak, of nie. Tot sover. Amen. Kom ons staan, gaan ek vir my ma vra vir ons dienste vandag. Ons moet vanmiddag vir u dankie sê dat ons hier kon wees. En vir u dankie sê dat ons nog die woord in ons midde kan lees. Ek wil vra dat u saam met ons sal wees, wat ons op mekaar uitgaan. En dat u ons weer op die bestemde tyd by mekaar sal bring. En vir dat u naam sal bid. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.